Die afgelope tyd, afgelope week, om die waarheid te sê, was ek 'n getuie van 'n sirkus wat in die Withuis in Amerika afgespeel het. Wat my net laat besef het dat die Suid-Afrikaanse burgery is gebreinspoel. Maar die mense wat die meeste gebreinspoel is juis die leierskap van Suid-Afrika. My naam is Isak van Sail. Ek praat namens die Boerelegioen. Goeienaand. Wat ons sien afspeel in die afgelope tyd, het een waarde gehad. En dit is dat bereik is wat die Boerelegioen en ander organisasies in die boerevolk, Afrikanervolk, al vir 30 jaar probeer oordra. Wat in 30 jaar nie bereik kon word nie, in sommige gevalle gedeeltelik bereik kon word, is in een sessie met die president van die Verenigde State van Amerika bereik. Van die oomblik af wat president Donald Trump die video van Julius Malema wat sing kill the boer, kill the farmer, prpa, slit the throat of whiteness, gespeel het die wêreld kennis geneem. En dis vir my 'n positief. Wat vir my 'n bietjie kommerwekkend is dat ons binne in Suid-Afrika, wat deel vorm van die gemeenskappe wat onder beleg is, te veel steun op die persoon Donald Trump. Ons moet een ding onthou, dat hy is nie die Messias. Net so min as wat die leier van die Vryheidsfront die Messias is. Net so min as wat die leier van die DA die Messias is. En dit is tog politieke partye wat grootliks die wit steen verteenwoordig. 'n Organisasie so Solidariteit en AfriForum is ook nie die Messias nie. En dit bring my maar net terug na gesprekke wat ons sedert 2016 gehad het, waar ons gesê het dat die redding vir die Suid-Afrikaanse wit boervolk, Afrikaans sprekende Christene in Suid-Afrika, lê nie op die organisatoriese vlak nie, dit lê nie binne politieke partye nie, dit lê buite die politiek. Daarom het ons die Boerelegioen begin in 2016, waarin ons gesê het, kom ons versamel ons mense onder die kultuur van Afrikaans, onder die kultuur van die Afrikaner en die boervolk, binne die geskiedenisraamwerk waar binne ons opgegroei en groot geword het in Suid-Afrika, en waarin ons dan ook binne in die ou weermagkultuur van die vryheidsoorloë af, die stigting van die weermag in 1913 en 1914, die stigting van die Suid-Afrikaanse polisiemag in 1913, waar daar binne in daardie konteks 'n kultuur ontwikkel het, wat gelei het na 'n weermagkultuur, manier van praat, manier van doen, die gedissipline wat daarmee gepaard gaan, met jong seuns wat matriek geskryf het, staat 8 geskryf het, en gaan diensplig doen het, manne wat uit die skool uit gegaan het, en gaan polisiediens doen het, vir 'n tydperk, baie van hulle vir jaar of 2 jaar, ander het 'n loopbaan daarvan gemaak, dieselfde met die militêr. En dit is hoekom ons die Boerelegioen begin het, wat gesê het dat binne die bureaukratiese beginsels kan ons 'n gestruktureerde volksweermag word wat passief is en wat omsien
na die belange van ons eie mense. Jy sien, dit wat ek nou in 'n neutedop gesê het 'n vloekwoord geword binne in die regeringskringe. Het 'n vloekwoord geword binne in die liberale kringe, binne in die hoofstroom media kringe. Want jy mag nie nasionalisties wees nie, jy mag ook nie 'n patriot wees vir jou eie mense nie. En dis die hartseer. Dit is die hartseer. En dit is presies waarteen Donald Trump hom vasgeloop het, toe hy die video van Malema gespeel het en die plaasmoord tonele swart op wit vir president Cyril Ramaphosa gewys het, waarin hy gesê het, these people are murdered. Hy het nie gesê deur swart mense nie. Die Boerelegioen sê, dis baie interessant, dat hulle die 45 tot 50 moorde wat op plaasboere, op witboere gebeur elke jaar, verdoesel agter 'n moordsyfer van 20-25.000. En dan kom manne soos Johan Rupert en Piet Kopdoek, Kroukamp en die liberale spul wat dit baie gerieflikheidshalwe gebruik om te verwys na die Kaapse vlakte, die bendemoorde daar. Dis huishoudelike geweld. Meeste van die moorde wat gepleeg word in Suid-Afrika, is die slagoffer en die moordenaar bekend aan mekaar. Dan het jy daai 10% wat kan kategoriseer as plaasmoorde, as haatmoorde, as rassemoorde. Ja, ons het baie foute gemaak waar families swart assassins of sluipmoordenaars verhuur het om hulle eie families uit te haal. Dit het gebeur in Suid-Afrika. Dit het ook gebeur dat familielede mekaar uithaal. Dit val onder die groot moordsyfer van 27.000 per jaar. Maar daar's 'n 10% en ek dink dat as Donald Trump sy navorsing gedoen het, sou hy dit gesien het. Dat van die totale moordsyfer is daar 10% wat grens aan geweldsmisdaad in die regte sin van die woord. Want geweldsmisdaad het 'n regte sin van die woord. Haatmoorde moet in daardie kategorie val. Dan kan hulle nie plaasmoorde verdoesel agter 'n globale syfer van 27.000. Dis waar die fout inkom. Dis waar die groot misleiding ingekom het. Ek onthou in die jaar 1996, net na die verkiesing, het die koerante ophou skryf oor die ras van die oortreder en opgehou skryf oor die ras van die slagoffer. Hulle het bloot name gegee as daar name beskikbaar is. En dit was deel van die groot breinspoeling, van die groot misleiding wat baie slim uitgedink is deur iemand wat geweet het dat hulle gaan boere in so 'n mate victimiseer en intimideer op hulle eie grond deur dit te verdoesel, deur dit te verswyg in nuusberigte. En dit het ook gemaak dat ons in die nuuskonferensie of in die openbare gesprek wat Ramaphosa en Trump gehad het, dat die media presies op daai bus is. Waar hulle sê, maar hoe kan jy fokus op dit? Nou ek kan nou vir u sê, ek as 'n boerelegioen bevelvoerder, wat in belang optree van die boerevolk en wat gebore is uit die boerevolk vir die boerevolk, sê vir die regering, my belang is by die boere. My belang is nie by 'n globale syferie. Dis jou probleem, Ramaphosa. Dis jou probleem, Bekkie Cele. Dis jou probleem, Mchunu. Dis jou probleem, kommissaris van polisie, Fanny Masemola. Moenie my kritiseer as ek sê, daar word 50 boere per jaar vermoor nie. Daar's 1000 witkruise geplant op 'n koppie buite Pietersburg. Ons het van 2016 af, het ons
die voorspellings gemaak wat gaan gebeur. Ons is nou presies daar, waar daar in 'n groot mate ontwaking behoort te kom. Waar mense behoort te besef dat 'n konsolidasie is nodig. Ek het lankal opgehou vra, ek het lankal opgehou pleit, ek het lankal opgehou praat met ander leiers, want hulle gaan draai net daarop en hulle gaan maak die Boerelegioen sleg. Ek kry daagliks boodskap op boodskap, waar mense sê dat Isak van Sail en die Boerelegioen is dit en is dat. Niks positiefs nie. Dit maak nie aan my saak nie. Ek het 'n goddelike opdrag uitgevoer. Ek het gedoen wat die Here vir my in 'n droom gegee het. En dis om te praat. En in die praat moet daar 'n organisasie plaasvind. Ek het ook instinktief geweet in die droom waar ek voor 'n menigte mense staan en ek vra vir die Here, Here, wat sê ek vir die ellendelinge hier voor my, want hulle is ellendelinge, hulle is foos geskiet, hulle is foos besteel, hulle is foos geslaan deur omstandighede, hulle is foos geslaan omdat hulle derderangse burgers in hulle eie land is. Hulle is vodde, die kinders is in 'n toestand. En ek vra vir die Here, wat sê ek vir hulle? Die Here sê vir my, begin praat met hulle. Praat net met hulle. Dis wat ek probeer doen van 2016 af. En in die proses het ek gesien en eerstehands beleef wat Christus in 3 jaar moes beleef. Toe hy begin praat het, self sy hande op siekes begin lê het, blindes genees het, dowes laat hoor het, verlamdes laat opstaan het, melaatses se melaatsheid laat afval het, mense uit die dood uit opgewek het, en hoe hy behandel is op die einde. Vat dit my terug na Jesus se woorde toe waar hy gesê het, ek stuur julle soos skape onder wolwe in. Julle sal verskeur word en julle sal verslind word. Daarom wees sling soos 'n slang en versigtig soos 'n duif. So ou moet maar jou woorde tel en jy moet jou woorde kies en jy moet maar verstaan dat as mense wens dat jy moet doodgerei word of doodgeskiet word, dat mense wens jy word gearresteer en in die tronk gestop, dat wanneer jy in die tronk gestop word, dat mense van jou gaan vergeet. Dat mense hulle rug op jou gaan draai. En dat wanneer koerante weer berig daaroor, dan gaan hulle sê, mog hy vrek in die tronk. En daar is van ons eie mense wat in die tronk sit. Nie een dag, in amper 'n jaar, die geleentheid gehad het om in 'n hof te staan, in die getuiebank, en sy storie te vertel. Wie sit agter dit? Die ANC? Nou. Die EFF? Nee. Die MK? Nee. Allermins. Ons eie mense sit agter dit. Ek het 'n boodskap vanaand. Die boodskap wat ek vir u een en elkeen wil bring is: daar sal slegs hoop wees as jy na jouself toe keer en introspeksie. Daar sal slegs weer hoop kom wanneer jy na jou naaste, jou mede-Afrikaans sprekende burger in die land is jou naaste. As jy na jou naaste begin kyk deur Jesus se oë. As jy weer begin om verby foute te kyk
die mense te aanvaar vir wie hulle is. Daar's baie dinge wat ek verstaan, wat mense dink ek verstaan nie. Ek verstaan dat ons het 'n leierskapkrisis. Ek verstaan baie goed dat ons mense weeg leierskap en bevind hom te lig nog voordat hulle hom getoets het. Want as hy een dingetjie verkeerd sê, is hy te lig. Dis ongelukkig die feite. Dan is Cyril Ramaphosa gedwing om 'n liberaal soos Steenhuisen saam met hom te vat. Om 'n ryk man soos Johan Rupert, wat daar moet flair sê, ek slaap met oop deure. Ja, ek het skoon water. Ja. Natuurlik gaan jy skoon water hê, meneer Rupert, as jy die geld het om jou stelsels in plek te sit. Natuurlik gaan jy veilig slaap met oop deure as jy veiligheidswagte het wat jou oppas. Natuurlik gaan jy veilig wees as jy hoë heininge het in jou huis soos 'n fort lyk. Jy is nie op die grond tussen die gewone mense nie, wat elke dag moet vrees vir hulle lewens nie, wat elke dag soos drek behandel word in die werksplek nie, wat elke dag hulle kinders moet ingee, afgee by institusies, wat hulle haat omdat hulle Afrikaans praat nie, wat hulle haat omdat hulle graag hulle aanbidding binne in die skool wil doen nie, wat hulle haat omdat hulle van 'n sekere kultuurgroep is nie. Gaan praat met die skoolhoofde, my liewe broer en suster. Gaan praat met die onderwysers, dat hulle vir jou vertel, onder watse druk werk hulle, om tog net in die bres te tree vir hulle eie kinders. Want as hulle dit nie doen nie, dan vat hulle ons skole oor en dit verander oornag in 'n Engelse skool. En hulle druk Afrika in en hulle druk ons uit. Dis eenvoudig. As dit nou 'n rassistiese term is wat ek gebruik, dan vra ek nie om verskoning daarvoor nie, want dis die feite en dis die waarheid. Want ek dink dis die probleem in ons land. Dis die probleem in ons land. Ons ken nie meer die verskil tussen leuen, misleiding, waarheid en lig nie. Ons ken dit nie meer nie. Ek groet jou. Die Boerelegioen as organisasie bestaan steeds, ongeag wat baie mense loop en spekuleer oor, baie mense loop en praat oor. Hulle het gesê toe die erflating deur die Hooggeregshof afgeskiet is en ons as sogenaamde onwaardige erfgename beskou is, dat ons het ons deure gesluit. Ons het nie. Die fokus, die doelstellings, die visie, die missie bly presies dieselfde. Ons moet in staat wees om binne in ons gebiede waar ons in groot getalle bly, onsself, huis en hart te beskerm. As dit terrorisme is, so be it. Solid.